ons het laas 'n bietjie gepraat oor die hindernisse van vergifnis en wat hinder ons om te vergewe. Hoekom sukkel ek so om te vergewe? En ons het gepraat oor klomp situasies of klomp struikelblokke in ons lewens wat ons stop om te vergewe. En miskien het jy, ek hoop jy het 'n bietjie deurgegaan om te gaan kyk, hoekom kan jy nie mense vergewe nie? Of hoekom kan jy nie hierdie persoon of hierdie situasie vergewe nie? Wel, ek wil vandag vir jou sê, ek hoop jy het dit deurgegaan. Want ons het 'n bietjie tools gegee hoe om dit te hanteer en 'n bietjie gewys hoe om dit te gaan. En een van die vers wat ons deurgegaan het was 'n leefstyl wat Jesus vir ons wys van vergifnis. En vandag se gaan ons 'n bietjie praat oor 'n leefstyl van vergifnis. Vergifnis is 'n leefstyl. Dis nie 'n keuse wat jy moet doen nie, dis 'n daaglikse ding wat jy minuut vir minuut moet besluit en dit is 'n keuse wat jy moet maak. So dis 'n leefstyl wat jy moet doen, wat jy moet implementeer in jou lewe, dat jy moet vergewe. Amen. Okay, goed. Julle is baie, ek hoop, ons nou 'n week, wat week is ons nou? Week 4, 3. Ons is nou vir week 3. So hierdie is halfpad van ons reeks nou. En hierdie moet halfpad al wees van, okay, ek voel 'n bietjie meer vry. As jy nog nie so vry voel nie, wil ek jou aanmoedig om regtig dat jy meer 'n bietjie moeite in te sit om te vergewe. Maar vandag is ook Moedersdag. So ek wil net 'n bietjie nou eers die een ding sê. Ek wil net vir alle ma's, ek dink, as ons aan ma's dink ons aan liefde, ons dink aan opvoeding, ons dink baie keer aan geduld. Mamas, julle is nogals baie geduldig, en ons dink aan genade. Maar as een ding wat elke ma dra, en wat elke ma gaan dra, en as jy nog nie 'n ma is nie, gaan jy dit nog eendag dra, in jou hart is van jou kinders. Jy gaan jou kinders dra. Jy gaan emosies dra wat niemand sien nie. Jy gaan bekommernisse dra, tot jy eendag oud is. Want ek weet, dit maak nie of jou kinders uit die huis uit is, jy begin ophou worry nie. Of bekommerd wees nie. Jy is nog steeds bekommerd. So jy dra hierdie bekommernis elke dag in jou hart, maar ook die pyn wat niemand raak ook sien nie. Maar een ding wat die grootste ding is wat 'n ma konstant doen, is vergewe. 'n Ma weet hoe om te vergewe. Kan ons net 'n amen daar kry asseblief? En ek hoop mans, julle moet mooi luister vandag. Ek is aan julle kant, hoor wat ek sê vandag. Maar vrouens kan maklik vergewe. Partykeer vat dit lank, maar hulle vat maklik om te vergewe die mense wat hulle liefhet. Ons sien dit verby. En dis nie net een keer nie. Dis baie keer, as ek nou dink aan ons was 5 kinders in die huis gewees, soos was 'n tweeling en 'n drieling gewees, en was konstant was daar so stroelinge gewees, ons heeltyd beklei oor ietsie, want ons het nou net, ons is 6 jaar verskil, ek en my boeties, en dit is vreeslike groot distansie tussen ons die oudstes, en hulle is die jongstes, hulle het vir ons luister, maar hulle wil nie vir ons luister nie. En hulle die meerderheid, want hulle is 3 en ons net 2, en hoe kan ons hierdie doen? Ek en my sussie het baie keer het ons gesê, maar hulle is die meerderheid, hoe kan ons nou teen hulle beklei? Maar ons moet konstant, het ons ma toe gegaan, en sy het konstant vir ons vergewe. Daar's baie keer goed wat kinders sê vir hulle ma's, en doen aan hulle ma's, en ek weet nie of dit julle is nie, maar ons was ook nie so gewees, miskien was ons so gewees, ek weet nie my ma het vir ons sê, maar as ons nie van ietsie hou wat my ma wat teen ons doen nie, dan sê ons, ma, ek haat jou, of ek hou nie van jou, ek is nie lief vir jou, nee? En wat doen ma's? Hulle weet mos, hulle bedoel dit nie, 'n ma vergewe dadelik dan, is dit nie so nie? En so moet ons ook vergewe. Want Jesus sê vir ons 'n leefstyl, ons het 'n bietjie aan dit geraak, Matteus 18 vers 21 tot 22 sê Jesus vir ons, dat Petrus kom na hom toe en hy sê, Here, how many times may my brother sin against me and I forgive him, and as many as 7 times, vra Petrus vir Jesus. Jesus answered him, I tell you, not up to 7 times, but 70 times 7.
70 maal 7, ons het gepraat oor, die getalle gegee, en dit is 'n groot ding gewees van, Jesus praat nie van 'n nommer nie, hy praat van 'n leefstyl, so wie laas kan het geraak van, dit is 'n leefstyl wat ons moet kweek as Christene, is om te vergewe. Vergewe, want mense doen aan ons goed, groot goed baie keer, en baie keer is dit net ou klein goedjies. Is dit nie so nie? As jy in 'n huwelik is nou, hoor jy mooi wat ek sê. As jy, daar's klein goedjies wat ons baie keer irriteer, en 'n klein dingetjie wat ewe skielik kan ontplof in 'n groot bekleierery, is nie so nie. Wag, hier is julle het goeie huwelike. Ekskuus, my huwelik is ook baie goed, hoor, ek moet net sê. Maar daar is baie keer situasies wat klein is, wat ewe skielik groot raak. En ons moet 'n leefstyl gekweek het om te vergewe. Want daar is goed wat ons nie van mekaar gaan altyd verstaan, en hoekom doen jy dit so, hoekom doen ek dit so, en ons moet vergewe. Is nie so nie? Ons moet mekaar vergewe, want ons moet in 'n plek kom, waar ons sê van, okay, jy het jou foute, maar kom ons leer om saam met te lewe, jy het in 'n verskillende huis groot geword, kom ek leer om saam met jou te woon. En dis heeltyd 'n konstante ding, van waar ons 'n leefstyl van vergifnis moet hê. Veral in 'n huis. Veral in 'n huwelik, veral met kinders, veral ook in 'n kerk, moet ons vergifnis wys. Amen. So Petrus vra vir Jesus, Here, hoeveel keer moet ek vergewe? En hy dink aan die geestelike nommer van 7 keer. Wow, dis baie keer. Hoeveel keer het jy 'n persoon vergewe? Here, ek vergewe hom. Okay, is klaar. Probeer dit 7 keer. Dis baie. Maar Jesus sê vir hom, nie 7 keer nie, maar 70 maal 7. So die wêreld, wat sê die wêreld vir ons? Die wêreld sê vir ons, betaal hom terug. As hy sit teen jou gedoen het, doen iets teen hom. As hy lelik met jou was, moet jy lelik met hom wees. Is dit nie wat die wêreld vir ons sê nie? Die wêreld sê vir ons, te betaal terug wat hy vir jou, geef hom terug wat hy vir jou gegee het. Soos in sleg te bedoel, nie nou, jy moet, as jy skuld het, asseblief betaal dit terug. Hou dit teen hulle, sê die wêreld vir ons, hou dit teen die persoon. Maar wat sê Jesus vir ons? Laat dit gaan. Vergewe. Wees soos die Vader. Maar met ander woorde, vergifnis is nie net 'n een keer ding nie. Snap? Een keer gedoen, been there, done that, got a t-shirt. Nee? Dit is nie so nie. Vergifnis is konstant. Vergifnis is 'n leefstyl. En mamas, julle ken dit baie goed. Van julle moet konstant vergewe. Konstant jou man vergewe vir die stupid goed wat hy sê. Konstant vir hom vergewe vir die goed wat hy doen. Vir jou kinders wat nie vir jou wil luister nie. Die bout wat in die oond is wat ewe skielik nou verbrand word. Wie gaan jy uittrap? Kom ons gaan aan. Dis 'n leefstyl, dis 'n daaglikse besluit. Lukas 17 vers 3, 3 tot 4, ek dink nie dis op die bord nie. As hy 7 maal op 'n dag teen jou sondag, moet jy hom vergewe. As iemand 7 keer teen jou gesondag het, wat moet jy doen? Om aan die een kant te gooi. Okay, skus, okay, ja, die woord is aan die een kant te gooi, moet hom nie vergewe nie. Nee, wat sê die woord vir ons? Vergewe hom. Hy doen dit 7 keer aan jou. As jy gesê het, as jy 7 keer wat jy nou gedoen het, moet jy na jouself kyk, hoekom het jy hom laat 7 keer dit aan jou doen? Romeine 12 vers 18 sê, dink hy is op die aha. As dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Is dit nie so nie? Dat ons in vrede moet lewe met alle mense. Jy gaan mense aanhou vergewe. Ek kan vir jou vandag sê, as jy vandag mense vergewe, gaan jy môre mense vergewe. As jy hierdie Sondag mense gaan vergewe, gaan jy volgende week mense moet vergewe. Want dit is 'n konstante ding. Iemand gaan jou seermaak. Iemand gaan jou teleurstel. Iemand gaan iets teen jou doen. Maar dis ons besluit om hulle te vergewe. Amen. Want God sê vir ons, dis 'n leefstyl.
In jou huwelik, in jou familie, in jou kerk, in jou vriendskappe. Dis 'n konstante ding wat ons moet doen, is vergewe. Want as ons dit nie doen nie, dis vir volgende week. So 70 maal 7 wys na God se koninkryk. En God se koninkryk is vergifnis. Want vergifnis bring vrede. Vergifnis bring liefde. Want liefde en vergifnis moet saamwerk. Is dit nie so nie? Ek weet nie. Ek weet nie of dit waar is nie. Ek sê vir jou vandag, as jy sê jy het liefde in jou hart, moet jy vergewe. Want as jy sê jy het mense lief of jy het vir God lief, great, dan moet jy vergewe. Jy moet mense vryspreek. Maar ek voel nog steeds pyn, ek voel nog steeds hierdie goed, gaan luister laasweek se preek. Hoekom kan jy nie vergewe? Hoekom wil jy nie vergewe nie? En mense maak jou seer. Dis eintlik die moeilikste ding is want die moeilikste ding is jou mense. Ek wil sê jou mensies, want dis jou mense. Jou mense wat jy die meeste voor lief het, maak jou seer. Jou man, jou vrou, jou ma of jou pa, of jou boetie, jou sussie, jou familie, jou vriende. Hulle is baie keer die een wat baie keer die seerste maak, want hulle het hulle die meeste lief. Is dit nie so nie? Ons hou grudges. Ons wil nie vergewe mense wat iets teen ons gedoen het nie. Die mense naas in ons maak ons baie keer die diepste seer. Amen. Dit is so. En maas, julle weet dit baie goed. Ons gesê, kinders sê dinge wat hulle nie bedoel nie. Families breek harte wat eintlik nie moet gebreek word nie. Mense waardeer nie altyd die opofferings wat jy maak nie. En ons hou grudges. Ons wil nie dan mense vergewe nie. Want ons dink dit is ons reg om nie te vergewe nie. Maar liefde kies steeds om oop te bly, om te vergewe. Want wanneer jy vergewe, kry jy wat? Vrede. Kom ons hoor gou 1 Korintiërs 13 vers 5. Hier word baie keer, of 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 5. So hier is baie keer ons sê dit baie keer op troues en so, van wat is die liefde? Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, die liefde is nie afgunstig nie, dit is nie grootpratig nie, dit is nie verward nie. Nou gaan ons aan by vers 4. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Dit soek nie sy eie belange nie. Is nie lig geraak nie. Kan ons gou net daarby gestop? Liefde is nie lig geraak nie. Weet jy wat lig geraak is? Ek per ongeluk groet jou nie by die kerk nie. En jy voel of ek jou nie geraak gesien het. Dit is nie liefde nie. Of jy miskien in die dorp, ons is almal nou familie by die kerk en jy's in die dorp en die persoon by die kerk groet jou nie. En jy voel nou, kyk hoe heilig hou homself. Is nie so nie? Hoe ek praat en ek kom daar vir ek was ook daar gewees. Maar die liefde, ons gaan terug hierso. Die liefde is nie lig geraak nie, so ons moet regtig kyk na dit. Hoekom is jy lig geraak? As jy baie keer lig geraak is of jy baie van 'n offens vat, is daar ietsie dieper. Daar's 'n wortel. Bybel het gepraat van die wortel. Kyk na die wortel. En dan die ander een hou nie boek van die kwaad nie. Ek praat hier spesifiek met ouerpaar of met getroue paartjies nou. Ons is baie lief om altyd die ou koeie in dieselfde kamp in te gooi as ons 'n nuwe bakleierery het. Is nie so nie? Ons sê wat ons alles verkeerd gedoen het, daarso wat jy verkeerd gedoen het in die vorige bakleierery, die verkeerd gedoen die vorige keer ons gepraat het, wat jy nie gedoen het nie, wat jy gesê jy sou gedoen het. Is nie so nie? En doen ons dit nie altyd ook met ander mense nie? Jy moet lag vandag, dis Moedersdag, kom nou. Ons wil nie rekord hou van die kwaad nie, kom nou. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid.
Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Wat is dit? Wat 'n soort liefde is hierdie? Dis agape liefde. Hierdie is liefde van waar af? Van die wêreld? Nee, hierdie is God se liefde. Want hierdie is wat God vir ons wys. Hierdie is die liefde wat hy vir ons wys. So hoekom kan ons nie daai liefde vir mekaar wys nie? Want dit is wat liefde wys. Spreuke 10 vers 12 is nie op die bord nie. Die liefde bedek alle oortredinge. Jy het geweet, as jy sê jy het iemand lief, bedek dit alle oortredinge. Dit hou nie rekord nie. Dit laat God die regter wees. Ons laaste week het dit gepraat. Jy laat God die regter wees. Laat hy die een wees wat oordeel. En jy geniet uit die vryheid wat hy vir jou gee. Ek dink ons kort 'n groter amen daar. Want as jy vryheid soek of jy vrede soek, moet jy vir God oorgee. Kies liefde bo bitterheid. En ek wil nou hierdie sê van, as baie mense dink vandag, as ek mense vergewe, sê ek dit is oukei. Is dit so? Baie mense dink, maar as ek nou hom vergewe, sê ek, dit is oukei wat hy gedoen het aan my. Of ek kyk wat hy gedoen het aan my familie, of ek kyk wat hy gedoen het. Nee, dit is nie. As jy vergewe het, maak dit jou vry. As jy nie vergewe nie, hou dit jou terug. Vergifnis beteken nie dit wat hy gedoen het is reg nie. Dit beteken nie iets wat seer gemaak is nie meer seer nie. Dit beteken nie ons die verhouding is herstel nie. So laas ek ook oor dit gepraat. Vergifnis beteken van ek spreek jou vry in my hart. Want ek wil vrede kry, ek wil genesing kry. Want sodra ek vergewe, kan ons weer begin bou aan 'n verhouding. Dit bedoel nie alles gaan weer reg wees nie, maar ons bou weer. Jy gee die persoon oor aan God, dis wat vergifnis beteken. En dit is nog 'n ding om aan te dink. Dink net gou vir jouself. As jy mense vergewe, as jy 'n persoon vergewe wat iets teen jou gedoen het, jy gee hom soos 'n Here hierso. Ek wil net sê gooi nie, jy sit hom neer. Jy sit hom neer voor die Here. En sê Here, U is die regter. U is die een wat dit moet hanteer. U is die een wat daarso die harte moet uitsorteer. Maar Here, ek vergewe daai persoon. Maar weet jy wat die ding is van vergifnis? Dit is in die 70x7 kursus, jy moet regtig 'n bietjie daai kursus opdoen, ons sal dit nou weer doen in hierdie jaar. Dis wanneer jy vergewe, gaan jy wil vry spreek en jy wil nie aan enige wraak hê teen die persoon nie. Jy geweet, as jy liefde teenoor iemand wys, dan wil jy mos nie sien dat sleg met hom gebeur nie. Is nie so nie? So dis so 'n konstante ding van vergifnis. Ons moet vryspreek. Romeine 12 vers 19, ons het nou net gesê, moenie self wraak neem nie. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. Hy sal dit hanteer. Hy is die een wat die regter is. Want as jy dit verkeerd hanteer, sondig jy. As jy wil wraak neem, sondig jy. As jy dit in jou eie hande wil neem, niemand sondig nie, okay. As sondig jy. Kom ek verduidelik gou met iets mooi. Jy hoef nie alles te verstaan en te vergewe. Ons as mens wil so baie verstaan, dis ons mens, dis ons wese. Ons wil verstaan. Ons wil verstaan hoe goeders werk. Ek wil verstaan hoe die projektor werk. Hoe kan jy daai prentjie wat op daai rekenaar is, reg deur drade wat bo op die dak loop, wat daarin gaan en daar uitkom. Ons wil verstaan hoe dit werk. Is dit nie so nie? En baie kere kan ons nie goed verstaan nie. So ons weet nie hoekom die son elke oggend opkom nie. Ons weet nie hoekom ons die perfekte distansie is van die son af nie. Ons verstaan nie hierdie goeders nie, maar ons weet as een persoon wat alles verstaan. En dis God. Ek verstaan nie hoekom nie iemand iets teen my gedoen het nie. Ek verstaan nie hoekom daai persoon so teen my optree nie. Ek verstaan nie. Het jy al dit baie gesê? Ek weet nie of jy al ooit gesê het vir die Here, maar Here, ek verstaan nie hoekom hierdie goed gebeur nie.
op hierdie stadium, ek verstaan nie hoekom ons almal heeltyd siek nie. Ek doen nie. Maar as een ding wat ek weet, ek hoef nie alles te verstaan nie. Ek hoef nie dit te verstaan, of alles te verstaan om te vergewe nie. Maar jy moet gehoorsaam wees. Jy moet gehoorsaam wees aan God, en God sê vir ons, jy moet vergewe. Want as jy nie vergewe nie, my boetie en sussie, word jy oorgelaat om getortured te word. Jy word oorgelaat. God sê, as jy nie vergewe nie, kan ek nie jou vergewe nie. So ek gaan jou oorlaat aan jou eie keuse. Want vergifnis is 'n keuse. Dis 'n leefstyl. So ek gaan jou oorlaat aan jou keuse. As jy nie daai persoon wil vergewe nie, dan gaan jy maar die torture moet hanteer wat jy nou deurgaan. En ons verstaan nie altyd van hoekom gebeur slegte goed met ons nie. Hoekom gebeur hierdie goed? Dis ons keuse. Want ons wil baie keer die mense vergewe. Bitterheid kom vinnig in. En kom ons kyk gou na die perfekte persoon wat ons gewys het wat het is om te vergewe. Die perfekte persoon wat selfs diep pyn beleef het. Dink aan die ergste pyn wat jy al ooit beleef het en maal dit met 100. Spykers wat deur sy hande gegaan het, deur sy voete, hy het gesukkel om asem te haal, maar nog steeds het hy gesê, ek wil nog steeds hierdie mense vergewe. Nog steeds was op die kruis gewees, en hy het vir, as jy nie weet wie het is nie, Jesus, hy was op die kruis gewees, en hy was daar gestaan, en hy het so seer gehad, soveel pyn gehad, en nog steeds vir die Vader gevra, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Weet jy hoe moeilik moes daai woorde gesê, want elke keer as hy asem gehaal het, was dit seer gewees. En ek praat nie net van die fisiese seer, maar emosionele seer. Dis die hart van Christus. Dis die hart van die koninkryk van God, is vergifnis. Om vinnig te vergewe. Hoe lank is julle nou beklei? Kom ons vat nou weer net in die huwelik gehou vandag, want ek is in die huwelik ook. Hoe lank vat dit vir jou om iets net weer as julle nou beklei, hoe lank vat dit vir jouself? Vir 'n week? Vir 'n maand? Wat julle nie met mekaar praat nie? Julle slaap in dieselfde bed, maar niks nie. Of miskien is dit 2 dae, 3 dae, ons moet vinnig vergewe. Ek weet, dit is frustrerend baie keer. Ek weet, dit is nie altyd wat ons wil hoor nie. Maar ons moet vinnig vergewe, want dit is die hart van Christus. Selfs met mense wat jy weet iets teen jou het. Of jy iets teen iemand het, kom ek sê iets andersom. Ek praat met jou, hoor met my nie. As jy teen iemand het, moet jy vergewe. Want as jy nie vergewe nie, my boetie en sussie, dan is jou eie keuse. Dan moet jy maar okay sê maar vir wat gaan gebeur. Jesus het ons gewys. In Johannes 13:35 sê hy vir ons, aan julle liefde sal julle geken word. Die disippels vra vir Jesus, maar Jesus, hoe gaan hulle weet wie ons is? Hy sê aan julle liefde. En liefde het 'n verband met vergifnis. Want as jy iemand lief het, wil jy hom vergewe. En Jesus sê, jy moet jou vyand lief hê. Hoor gou mooi, jy moet jou vyand lief hê. En as jy hom lief het, moet jy hom vergewe. Hoor jy hoe mooi is die Bybel geskryf vir ons, om te wys wat liefde is. Om te wys hoe Jesus dit gedoen het. En hoe ons dit moet doen. Vergifnis maak jou meer soos Jesus. As jy vergewe, jy sit jou eie goed neer, jou eie maniere neer, jou eie wil neer, en jy vat Jesus se wil. Selfs wat hy in die tuin gesê het, van Here, nie my wil nie, maar U wil. Waar bitterheid, as jy nie vergewe nie, word jy bitter. Jy word suur. En jy
word meer soos die wêreld. Jy word meer angstig. Jy word meer bekommerd. Jy word hier's meer in jou kop as enige plek anders. En ek wil vandag vir jou sê, as jy vandag vergewe, gaan daar ietsie af jou lig. Want daar's 'n skuldbrief op jou geskryf as jy nie vergewe nie. En as jy vergewe, is daai skuldbrief, dan sê Jesus, daai skuldbrief staan weg. Jy's vergewe. Ek het al een keer letterlik gevoel hoe dit soos as ek iemand of 'n persoon vergewe het, hoe al letterlik ek moet beter asemhaal. Maar dit is soos 'n las wat af my skouers gegaan het. En vandag wil ek jou bemoedig om te vergewe. En in hierdie oomblik wil ek gou ook net vir al ons moeders net gou 'n dankie sê. En ek wil vir elke moeder dankie sê wat vergewe. Elke ma wat aanhou liefhet. Elke ma wat aanhou bid. Elke ma wat aanhou vergewe en elke ma wat aanhou opdaag. Ek wil vir elke ma dit sê dankie. My ma het my geleer wat vergifnis is. Ek kan dit eerlikwaar sê. Wat sy deur gegaan het in haar lewe, het my geleer om te vergewe. Al was dit hoe seer geweest baie keer. Het sy my geleer hoe om te vergewe en ek dankie ma vir dit. Ek eer ma vir dit. En so wil ek vir elke ma net gevra, en luister gou mooi. Dis 'n moeder, dis 'n enkel ma. Doen my ma, ek doen dit vir almal. En dan geestelike mamas. Tannie mamas, ouma mamas. Vrouens wat miskien seer het elke dag. Ek wil vra jy moet opstaan as want ek wil jou eer vandag. Asseblief, alle maas, geestelike maas, alle maas. Ek wil eintlik vir sê elke vrou staan op. Want jy is 'n ma. As jy onderwyser is jy 'n ma. Want jy is daar so met kinders heeltyd betrokke. En ek wil vir elke ma sê dankie vir wat julle doen. Julle het mense groot gemaak wat in hierdie wêreld ingegaan het. Wat 'n verskil maak. Julle het mense groot gemaak en gaan nog groot maak. Mense wat 'n groot verskil gemaak in mense se harte. En ek wil vir jou vandag eer vir die ma wat jy is, vir jou kinders, vir jou aangeneemde kinders, vir die mense wat jou as ma noem of opkyk na 'n ma, wil ek jou eer vandag. En ek wil vir jou dankie sê, vir die effort wat jy insit. Die moeite wat jy gee vir jou kinders, vir jou man, vir jou werk, vir alles wat jy doen, dankie, want God sien jou raak. As mense jou nie raak sien, sien God jou raak. En ek wil vandag vir jou sê, jy is 'n vrou wat God geroep het. Soos 'n Ester, gaan jy 'n verskil maak. Nie dink wat jy doen is minderwaardig nie. Nie dink wat jy doen is te min vir God nie. As jy gehoorsaam is aan hom, kan hy 'n groot verskil maak. So waar jy is, maar paas en mans wat hier so rondom is, asseblief sit jou hand op jou vrou of op die vrou wat voor jou is, of strek net uit daarso. En as ek net gou gebid vir elke ma en vir elke vrou wat hier so is. Here, ek bid 'n seën oor elke ma uit. Here, ek dank U vir ma's wat U ons lewens gesit het, wat ons gevorm het vir wie ons is vandag. Vader, waar elke persoon hier so is met 'n ma gehad. En Vader, so dank ons vir wat U besig is om te doen in elke ma wat hier so is vandag. Die verskil wat hulle maak in hulle kinders, in hulle families, in hulle werke. En Vader, waar hulle 'n hart van vergifnis eintlik het. 'n Ma het 'n hart van vergifnis. En so bid ek, Vader, dat daai hart van vergifnis sal oorspoel in hulle families in, oorspoel in hulle mans in, oorspoel in die omgewing waar hulle is, sal dit oorspoel. En vir hulle, en hulle sal 'n home, elke ma, ek bid, Spreuke 31 oor elke vrou hierso. En ek sê, you are a woman of valor. And that woman of valor is a woman, is a warrior. So ek wil jou vra, ma, bid nog steeds. Hou aan bid. Hou aan omgee. Hou aan vergewe. En Vader, ons eer hulle met 'n diep en 'n wonderlike seën.
oor elke ma hierso vandag. In Jesus naam. Amen. So jy kan se plek inneem asseblief. Maar julle is baie spesiaal vir ons. Elke ma hierso is baie spesiaal vir ons. Want sonder jou is daar nie 'n volgende generasie nie. Maar ook, sonder jou was daar nooit liefde in 'n huis gewees. Sonder jou was daar nie omgee in 'n huis gewees altyd. En wat ek kan eerlikwaar sê, waar my vrou nie vandag hier so is, kan ek sien die impak wat 'n ma het op kinders. En ek waardeer dit. En ek waardeer my vrou. En ek waardeer elke persoon, veral ma's, wat hier so is. Amen. So, jy het huiswerkboekie. So as jy nie een het, asseblief daar agter by die informasietafel is daar 'n boekie. Jy kan met liefde 'n boekie vat. So ons is by week 3, is vir verstaan 70x7, so dis 'n leefstyl. Dit gaan nie oor die tel nie, dit gaan nie oor of jy wiskunde kan doen nie. Dit gaan nie oor rekord hou nie. Dit gaan oor 'n leefstyl om 'n sagte hart te kry. Want vergifnis is nie 'n swakheid nie. Dit bou jou na volwassenheid. So, in jou boekie skryf jy spesifiek oor die oortredinge neer. Want om spesifiek te wees oor wat gebeur het en om te vra vir vergifnis oor daai spesifieke ding, gaan jou meer vrymaak. Nie net die persoon nie, maar die probleem, die wond. Want ons almal dra wonde wat nie wil genees nie. So kom ons probeer om daai wond te genees. En dan, die uitdaging vir die week. So, bid, Here, help my om nie rekord te hou nie van mense se foute nie, maar om met liefde en genade te lewe. Lees Matteus, 1 Korintiërs en Kolossense, skryf spesifieke dinge neer wat nog pyn veroorsaak. Want as baie goed wat pyn veroorsaak in ons lewe, as iemand 'n woord vir ons sê veroorsaak dit pyn. Hulle noem dit hulle noem dit triggers. As iemand iets vir jou sê, dan veroorsaak dit pyn. En begin elke een vir God los te laat. Voor hom neer te sit. Here, help my met hierdie. Help my met hierdie seer. Help my om te vergewe. Want dis party van julle wat lank, en ek bedoel lank, mense in julle harte ronddra. Ek bedoel nie van dae nie, die weke nie, ek bedoel van jare. Wat julle nog nie iemand vergewe het. Van julle kinderdae miskien af. Miskien as daar iemand, jou ma of jou pa, wat iets teen jou gedoen het, jou boeties, jou sissies. Maak nie saak nie, maar jy het pyn. Jy is in pyn. Dis nie liefde nie. Dis pyn. En vandag sê Jesus vir jou, hou tel. Hou vashou, hou dit dra en gee dit vir my. Jesus sê, gee dit vir my. My las is lig. As jy 'n swaar las het, hierdie vergifnis, onvergifnis is 'n swaar las. Gee dit vir God, gee dit vir Jesus. En hy wil jou vrymaak. So ek vra almal hulle oë sluit asseblief. Here Jesus, waar ons vandag moeders geëer het en nog steeds eer, die maas vir U in ons lewens gesit het, die geestelike maas, die tannie maas, die skoonmaas, die maas wat altyd daar vir ons is, die tannies wat altyd daar vir ons is. Dankie Here vir hulle. En Here, waar ons vandag in 'n leefstyl van vergifnis wil kom, en waar ons in elke mamma se hart kan sien daar is vergifnis, wil ek vir elke hart eintlik uitdaag om 'n leefstyl van vergifnis te kweek. Here, want U koninkryk gaan oor is vergifnis. U sê daarso van 70x7, dis nie net nommers nie, Here, maar dit is 'n leefstyl wat ons moet kweek.
Want Jesus het nie vir ons 'n nommer gegee nie. Hy het vir ons gewys hoe die koninkryk van God lyk. En dit is om lief te hê, mekaar lief te hê en om te vergewe. Here, help ons om deur die seer te werk, deur die wortels te werk wat diep in ons harte is. En Here, as ons dit nie kan regkry om dit los te laat nie, Here, laat ons ons trots in ons broeksak druk en ons na iemand toe kan gaan wat ons kan help om dit na dieper te kan gaan. Om hierdie goed te hanteer wat gehanteer moet word. Here, ek bid vir elke hart dat U regmaak wat die vyand probeer afbreek het. En Here, die besluite wat ons baie keer neem om nie te vergewe nie, die besluit wat ons neem. Here, bid ek dat ons daai besluit sal neem om te vergewe, om vry te spreek. Nie vir die persoon wat dit teen ons gedoen het nie, Here, maar vir ons, dat ons kan vrykom en in vryheid lewe saam met U. Here Jesus, dankie dat U met elkeen sal wees in hierdie week. Laat ons hierdie lewe sal begin kweek van vergifnis. En nie net 'n daad of 'n sê ding is van Christene nie, of wat ek sê ek vergewe nie, maar regtig 'n leefstyl sal wees en liefde sal daaruit vloei. Ek kies vandag om mense los te laat, Here. Ek kies vandag om mense vry te spreek. Ek kies vandag om mense te vergewe. Want dit is die hart. En so dank ons U vir dit. Here, ek bid vir elke persoon. Bid vir elke mamma. Vir elke pappa sommer ook. En ons is ook belangrik. En ek sê vir U dankie, Vader, dat ons familie sal wys wat dit is om te vergewe. En hulle sal nader aan U kom. Want daar is 'n deurbraak in ons lewens. So Here, ek bid seën oor hierdie week. En ek bid dit alles in Jesus naam. En die gemeente sê, Amen. Amen.